baie daarvan om foto's te neem. En elke nou en dan vang ek myself dat ek mense se hande afneem. Het jy al agtergekom hoe hande 'n storie vertel? Harde, gebarste handpalms van iemand wat sy of haar lewe lank in die son en stof gewerk het. Of sagte, versorgde hande van iemand wat kantoorwerk doen, of die behendigde hande van 'n musikant. Of selfs die hande wat vol verf is omdat hulle so graag skilder. Ons hande dra tekens van ons lewens. Ons hande vertel stories. En ek dink daaraan toe ek Johannes 13 lees, Jesus, die Seun van God, kies om sy hande vuil te maak, om stof op sy handpalms te kry. Hy kniel, hy giet water in 'n bak, en hy begin die voete van sy disippels te was. Kan jy dit indink? Voete wat lank in sandale geloop het deur stofstrate en oor warm klippe. Hulle is nie netjies gewaste voete nie, nee, hulle is regtig vuil, gesweet en vol stof en krake. En Jesus, die koning, maak sy hande nat, raak aan vuil voete en hy droog dit weer af. Dis radikaal, dis heeltemal anders, dis teen verwagting. Dis alles wat Jesus is en nog meer en is anders. En ek onthou, ek hoor 'n storie van 'n vrou wat by 'n kinderhuis gewolonteer het. Daar was 'n klein dogtertjie wat heeltyd haar arms om haar nek wou slaan en sy wou haar nie los nie. En sy sê, ek dink sy het lanklaas iemand gehad wat haar regtig vasgehou het en gesê het, ek's lief vir jou. En toe sy daardie aand ry by die kinderhuis, sien sy daar's nog stukkies grond en modder op haar hande, wat op van die speelgrond afkom en haar handpalms is vuil, want sy het so lekker saam met hierdie dogtertjie gespeel, in die sandpit, en hulle het sommer net saam gelag. En sy sê toe, ek dink Jesus glimlag wanneer ons hande vuil is van liefde. En daardie beeld sal my nie weer los nie, want dis wat ons by Jesus leer. Liefde bly nie op 'n afstand nie, liefde buk, liefde raak aan, liefde dien, liefde was, liefde dra. Liefde is bereid om die stof op ons handpalms te hê. En Jesus leer nie vir ons 'n klomp teorieë of net mooi metafore nie. Hy daag ons uit tot 'n leefwyse. Hy nooi ons om ons hande vuil te maak, om liefde in aksie te wees. Ek dink soms ons geestelike lewe bly baie maklik net in ons koppe. Ons dink mooi oor liefde, ons praat mooi oor liefde en ons voel selfs geroer wanneer ons daaroor sing. Maar as dit nie in my handpalms beland nie, as dit nie op 'n manier sigbaar word waar ek ander dien en liefde geleef word nie, mis ons dan nie die punt nie. Die geheim van liefde lê nie in die weet nie, maar in die doen. En ek hou van die beeld van stof op jou hande kry. Want jou hande is jou instrumente van aksie. Dis waarmee jy help dra, dis waarmee jy troos, dis waarmee jy skryf, dis waarmee jy bou, dis waarmee jy kook en dien. En wanneer my hande vuil raak met die pyn van ander, wanneer ek bereid is om iemand se swaar saam te dra, dan word liefde sigbaar. Dan word my geloof prakties. Ons leef in 'n wêreld waar dit maklik is om ander se nood net aan te hoor, of dit net vinnig te sien op 'n skerm. Maar Jesus nooi ons om fisies, prakties, tasbaar ons geloof en ons liefde te maak. Miskien beteken dit om jou tyd te gee om iemand regtig te help, om dalk net goed rond te skuif of rond te dra of reg te maak. Miskien beteken dit om kos voor te berei vir iemand wat siek is. Miskien beteken dit om met jou kind op jou knie te sit en net saam met hulle te speel. Miskien beteken dit om iets vir iemand te doen wat dit nie self kan doen nie. Liefde vra soms 'n bietjie sweet, soms 'n bietjie stof en 'n bietjie ongemak. Maar dit bring vreugde, want dit bring ons nader daaraan om soos Jesus te kan leef. So sit vandag 'n paar minute op sy en kyk na jou hande. Dink aan al die dinge wat jy hierdie week daarmee gedoen het. En dan bid jy, Here, gebruik my hande om liefde sigbaar te maak. Kies een daad van diens wat jy graag sal wil doen met jou hande hierdie week vir iemand anders. Iets eenvoudig maar konkreet.
soos dra 'n swaar pakkie vir iemand of skryf 'n kaartjie met jou eie handskrif, bak of kook vir iemand of gee 'n vertroostende aanraking of net sommer 'n stewige druk. Aan die einde van die dag, kyk weer na jou hande. Watter stof het vandag op hulle kom sit, omdat jy iemand in liefde gedien het? Jesus wys vir ons, ware liefde is nie bang vir stof nie. Ware liefde buk af, dien, raak aan. Ware liefde is hande wat vuil word, vol stof. Mag ons vandag nie net mooi praat oor liefde nie, maar dit regtig doen, dit regtig leef. Mag ons handpalms die storie vertel van Jesus se liefde, wat deur ons vloei, selfs al beteken dit dat daar stof agterbly. Jesus, dankie dat U ons gewys het wat liefde regtig is. Dat U nie net gepraat het nie, maar dat U U hande vuil gemaak het vir ons. Dankie dat U afbuk, voete was en dat U ons seën, dat U met U liefde vir ons bewys hoe lief U ons regtig het en dat ons kan leef daarin. Gebruik ons hande hierdie week en laat ons dra, troos, kook, skryf en dien. Mag ons handpalms die stof van liefde dra en mag ander in ons dade U hart sien. Amen.